Ek wil nie vandag vir jou preek nie. Ek gaan met jou eerlik wees, ek gaan myself toelaat om vandag so 'n bietjie broos en vulnerable met jou te wees. Vandat die Here die afgelope tyd die grootheid van genade kom oopbreek het vir ons gemeente. Laasweek, toe ek met jou gekuier het by Simplicity Venue, het ons gekyk na Romeine 5 vers 20, en daar staan spesifiek, dat hoe meer die mense gesondig het, hoe meer het die genade van die Here geword, en die Here het vir ons kom wys, dat you can't outsin the grace of God. En dit maak nie dat ons meer wil sondig nie. Dit maak nie dat ons meer wil van hom weghardloop nie. Nee, daai liefde jaag ons so na, dat ons kan nie anders om terug te draai en dan te sê, hoe lyk 'n lewe wanneer ek in my volle identiteit funksioneer? En dis daai liefde, dis daai genade wat my kom gesond maak. En so hierdie gedagte is nog heeltyd in my kop. Het sê verder in daai skrifvers sê dit, dat voor Christus sin rule. Die sonde het my en jou beheer, maar nou dat genade daar is, en ons sit ons geloof in Jesus Christus, nou begin genade ons regeer. En ek wil jy moet saam met my vanoggend, of vandag, wanneer ook al jy kyk, 'n ontdekking maak, oor, is ek bereid om genade naby aan my toe te laat? Ons is tans bietjie hier so in die Kaap, ons kuier bietjie hier so in die Parel, ek het 'n paar mense wat hier so in Kaleio, vir Kaleio hulle kerk gemaak het, aanlyn, ek het vir 'n paar van hulle kom kuier hier so in die Kaap, ons het ook 'n gemeente kom bedien, wat so bietjie deur 'n moeilike tyd gaan, en het hulle leierskap kom bemoedig, en toe besluit ons sommer, ons gaan hier so in die wonderlike Kaap, gaan ons vandag 'n boodskap opneem. En so ons ry deur al hierdie wynlande, en van Stellenbosch tot hier in die Parel, en dan kan ek mos nou nie anders as om te dink aan Johannes 15, waar Jesus praat oor, hy is die wingerdstok en ons is die lote. En van dat genade my lewe oorgeneem het, nou begin ek, dis asof ek Jesus beter begin verstaan, man. Die prentjie wat godsdiens geskep het van Jesus vir my, was 'n limited prentjie. Maar nou dat ek genade begin in sy volheid verstaan, nou begin ek Jesus se woorde raak sien, en dit openbaar soveel vir my, dat ek kan nie anders om dit met jou te deel nie. So jy kuier saam met my vandag, in real time sien jy hoe die Heilige Gees besig is om goed aan my te openbaar, en ek wil dit aan jou openbaar, want ek weet, dit gaan jou hele lewe transformeer. Hierdie boodskap vandag het alles van wat ek gedink het waar is, kom verander, en nuwe lewe in my kom inblaas, en dis Kaleio, dis my droom in my hart vir jou, dat jy dit sal ontdek vandag. So, laat my toe om net vir 'n oomblik Liam te wees. Ek gaan nou die vrees laat gaan, wat ook al iemand van my dink, of wat ook al. Dis 'n baie sensitiewe boodskap wat ek vandag aan jou wil deel. En so, laat my toe om myself te kan wees met jou.
En ek gaan die Heilige Gees vra om my toe te laat om dit te doen. So, ek wil jou vat na Johannes 15, die eerste 5 verse. En hierdie eerste 5 verse het die kerk al die jare so gebruik om soveel seer en manipulasie in mense se lewens in te bring, want hulle het gedink hierdie skrifvers gaan oor redding. Dit gaan oor hoe ek en jy moet leef om redding te ontvang. En wanneer ek genade reg verstaan, dan besef ek, hierdie gaan nie oor redding nie, hierdie gaan oor soveel meer. En so kom ek en jy lees dit saam. Jesus sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Ander vertaling sê, hierdie loot snoei hy. Ja, dis hoekom die titel van die boodskap snoei is. Ek het nodig om vandag met jou te gesels oor hierdie snoei. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug dra van homself as dit nie uit die wynstok in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En so, ek dink jy het dalk vir baie jare gehoor dat hierdie skrifvers beteken dat, luister jy beter vrug dra, en as jou lewe nie vrug wys nie, jy weet, as jou lewe nie wys hoe heilig jy is en hoe goed jy is, as jou lewe dit nie wys nie, maat, hierdie lote word weggegooi. Jy moet aan vuur en aan die brand wees vir die Here. Jy moet vrug dra, en wee jou as jy nie vrug dra nie. Dan gaan wag daar 'n groot vuur vir jou, en die hel wag op jou, broer, maar dis nie wat hier staan nie. En so nou lees baie mense hierdie gedeelte, en nou probeer hulle vrug dra, hulle probeer selfbeheersing hê, hulle probeer minder sondig, hulle probeer in vrede leef met almal, en hoe meer hulle probeer, hoe meer sukkel hulle, hoe erger raak dit net. So ek wil hê ons moet vandag na hierdie skrifvers kyk. Uit 'n plek van genade. Ek wil hê ons moet 'n paar goed raak sien. Jesus sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Hy sê, maar julle dra al reeds vrug, want julle is reeds skoon gesnoei deur dit wat ek vir julle gesê het. Jy sien, daar's 'n openbaring wat ek vandag aan jou wil kommunikeer. Is dat wanneer ek en jy besef, ek en jy is totaal versoen met die Vader. Hy verwag nie meer enige aksies van my en jou kant af, om te bewys ons is goed nie. Sy seun het dit klaar afgehandel vir ons. En so, wat ek nou hier raak sien, is dat Jesus ons uitnooi, om nie te probeer uit ons eie hierdie goeie mense te wees nie, maar los te maak van dit, en te vertrou op dit wat hy klaar afgehandel het. Bly in my, sê hy. Kom vind jou vertroue in my, in dit wat ek klaar gemaak het, nie dit wat jy probeer klaar maak nie. Jy is reeds gesnoei, jy's klaar rein, jy's klaar heilig, jy's klaar nuut gemaak, jy's 'n seun, nie 'n slaaf nie, jy's 'n geliefde, nie een wat my liefde hoef te wen nie. Jy is in my, en ek is in jou, en ons is totaal versoen met die Vader.
Alles wat jy moes bereik, wat jy gedink het, deur reëls en regulasietjies en te probeer 'n goeie mens wees, dit het ek alles vir jou klaar gemaak, sê Jesus. Bly in my, kom vertrou op dit wat ek klaar gemaak het. En dis vir my wonderlik, want dit bring my op 'n plek waar ek hom 100% kan vertrou, en besef dat ek nou in 'n perfekte verhouding met die Vader is, deur alles wat hy reeds afgehandel het. Maar weet jy wat besef ek? Ek besef my kop kan dit verstaan, maar my hele liggaam en my senuweestelsel is nog in absolute angs en vrees vir die Here. Ek hoop met hierdie preek kan dit jou kop skuif vandag. En miskien luister jy nou die hele preek en sê, hoor jy, ek weet nie wat hy gesê het nie, en dis ook okay. Maar miskien sê ek vir jou alles vandag. Miskien sê ek vir jou alles wat jy genodig het om te hoor vandag. En so hier is die spasie waar ek nodig het om jou in te lei, is ek kan in my kop, kan ek besef dat ek nou 'n kind van God is. Maar met my hele lewe wat afgespeel het my hele brein en my senuweestelsel vir my geleer, ek weet nie of ek veilig by die Here is. En dis hoekom ons die genade boodskap, dis hoekom kruis vir my alles is. Dis hoekom genade vir my alles is, want dit bring my nou in 'n spasie in, waar ek nodig het, om my liggaam te leer, hey, relax, jy is veilig, jy is okay. Ek dink onwetend en, ekskuus vir die Engels, subconsciously, kan ons in ons koppe sin maak van ons verhouding met die Here, maar deur die trauma en die seer en goed waardeur ek en jy gegaan het in ons lewe, het jou liggaam vir jou geleer, jy is nog nie veilig nie. En weet jy wat maak dit van jou dan? Dit maak vir jou vol angs, vol vrees. En die Here wil kom en daai wat jou terughou om ten volle jy te wees, te kom snoei. Hierdie skrifvers sê nie, as jy nie vrug dra nie, sta ek vir jou uitpel, jy's nou, dis nou oor en verby. Hierdie skrif sê dat van die beginpunt af, jy is rein verklaar, jy het my gees in jou, ek sal alles in jou produseer wat jy nodig het om 'n absolute, glorious, verheerlikte lewe te leef. Maar daar het goed met jou gebeur. Daar is seer en pyn van die verlede, wat leuns ingebou het in jou lewe, en dit vergroei jou gedagtes, dit vergroei, dit raak meer, so jy kan nie ten volle lewe nie, want daar is leuns, verwerping, trauma, 'n senuweestelsel wat konstant in angs is, en konstant oorweldig is, en dit verhinder jou om deur daai vrees te breek. En die Here sê, ek wil daai goed, deur my genade. Ek wil genade vir jou bring. My genade sê vir jou, daar's geen plek waar jy jouself uit hierdie spasie kan sondig nie. Oor dit beteken ek's veilig. Ja, so daai genade maak my veilig. Ek is veilig voor die Here. Ek hoef nie meer te wees as wat ek hoef te wees nie. Ek is, en daaruit kan ek vir my hele senuweestelsel sê, raak rustig. Jy sien, die Vader kom nie nou met 'n snoeisker en sê, luister, ek wil nou kom inspekteer wat in jou lewe aangaan, ek gaan nou kom alles uitsnoei, wat sleg is nie, nee. Hy wil kom snoei wat jou verhinder om ten volle jy te wees. En so genade bring ons in 'n veilige spasie in waar ons werklik gesnoei kan word. En so, hoe lyk dit? Hy kom snoei nie omdat jy sleg is nie.
Hy kom snoei omdat daar soveel meer in jou is. Hy kom snoei nie omdat hy wil jou waarde afsny nie, nee, hy wil jou skaamte kom afsny. Ek wonder hoeveel goed in my lewe, Leon, het ek gemis, omdat ek toegelaat het dat skaamte my beheer. Omdat ek heeltyd gedink het, God is kwaad vir my, en ek is nie goed genoeg nie. Ek is letterlik besig om dit te proses. Ek is besig om die Engelse woord te mourn, want ek het nie geweet nie, want ek het nie geweet van die genade van die Here nie, maar ek het dat vrees, my keer, to be me boldly, as ek dit so maak. En die Here sê, my bloed is so goed, ek kan die sonde hanteer. Die sonde is mee gedeel, maar weet jy wat kan ek nie hanteer nie? Is wanneer vrees jou verhinder om te beweeg. Ek hoop dit maak sin. Hy sny nie jou menswees af nie. Hy kom sny die greep wat trauma in jou lewe het. Jy weet, iewers het ons almal verwerping beleef. En daai verwerping het ons senuweestelsels in 'n spasie ingebring, waar ons nie mense kan vertrou nie. En weet jy wat gebeur dan? Ons senuweestelsels probeer homself reguleer, en jy sal so ver gaan as sonde, om net te probeer jou senuweestelsel net te kry, dat jy net okay voel. So, dis hoekom die drank so aantreklik is, en dis hoekom die webtuiste so aantreklik is, dis hoekom jy woede uitbarstings het, want jou senuweestelsel is so oorweldig, dat jy probeer om dit te beheer, deur jou te vergryp aan goed, om sin te maak wat hier binne aangaan, maar eintlik is daar 'n klein seentjie of dogtertjie binne jou, wat genade nodig het. Jy moet kan proe. Jy moet die vryheid kan proe van ek kan kies om te sondig, dit gaan nie my spasie in Christus verander nie, dit gaan nie sy opinie oor my verander nie, maar nou dat ek vry is, kan ek ook kies dat hy my snoei en daai trauma uit my uitsny. Ek kan vergewe dat my senuweestelsel, my liggaam weer in 'n plek kan kom, waar ek myself kan vertrou, waar ek confidence in myself het en confidence in die Here het en ten volle kan lewe. Ek hoop dit maak sin. Die Here wil nie jou persoonlikheid kom snoei nie. Hy wil kom snoei wat jou persoonlikheid kom toemaak het. Was jy al in spasies waar jy om rond mense is, en dan voel jy diep alleen? Want iewers is daar vir jou gesê, jy's te veel, jy moet nie te veel wees nie, of iewers het jy 'n trauma, of iewers het jy 'n seer, en jy kan nie jouself wees nie. Dit is tragies, want die wêreld het jou nodig, soos wat die Here jou geskep het om te wees, jou glimlag, jou uit die maag uit lag, jou braafheid, jou innovering, jou kreatiwiteit. Die Here het jou glorious gemaak, en dan kom godsdiens en kom ruk dit uit jou uit. Die Here kom sny nie jou roeping af nie, maar hy kom sny die verwerping wat jou laat wegkruip. Jy weet, vandat jy gebore is, die Here roep jou. Jy weet het. Maar iewers het verwerping jou laat wegkruip en gesê, nie ek nie. Nie ek nie, soos Moses, nie ek nie, Here. En so, die snoei is om uit jou uit te kom sny, wat jou keer om ten volle jy te wees. Alles wat die Here geskep het om jou te wees. En
Ek en jy moet onsself toelaat om in daai spasie te funksioneer. Sê Here, kom snoei, ek wil myself toelaat om uit te leef, om nie meer bang te wees nie, om nie meer vol angs te wees nie, om nie daai diep depressie meer te beleef nie. Here, dankie vir u genade wat my so veilig maak, dat my hele senuweestelsel tot rus kan kom. En dis wat ek vir jou bid, Kaleo. En so, ek wil jou bedien. Ek wil jy moet saam met my hierdie oefening doen, in 'n gebed, en te sê, Here, dankie vir jou genade, wat my kom vrymaak. Here, kom wys my die leuns wat ek glo. Here, kom wys my wat trauma my gevorm het. Here, kom wys my waar verwerping my laat wegkruip het. Here, kom wys my waar vrees my kapasiteit kom beperk het. Here, kom snoei wat nie uit u waarheid uitkom nie. Here, dankie dat ek kan vandag begin glo, ek is nie vuil nie. Ek is nie gebreek nie. U kyk na my en sê, in jou het ek 'n welbehae. Jy kan alles wees wat ek jou geroep het om te wees. U sal my nooit verwerp nie. U het my, you love me unconditionally. Ek is nie minder nie. Dankie dat daar vrug, ware vrug, deur my lewe kan kom. Dankie Here daarvoor. In Jesus naam bid ons dit. En almal sê, amen. Ja, ek hoop dit maak sin. Ek hoop die Heilige Gees het 'n deur in jou hart vandag oopgemaak, soos wat hy het die afgelope tyd. Jy weet, ek is al 10 jaar in voltydse bediening, meer as 'n dekade. Maar vir die eerste keer voel ek veilig by my Vader. Dit klink baie rof, maar dit is regtig so. Vir die eerste keer voel ek, is dit wat die goeie nuus werklik is? En so miskien het ek die hele diens deur geprewel en jy verstaan glad nie wat ek sê nie, dis okay. Maar ten minste, I can get it out. En mag iets van my rouheid en my broosheid jou kom bedien vandag. Mag jy daai liefde, unconditional love, in kruis van die Here beleef. Mag jy loskom van alles wat jou so terughou. Mag jy in jou seenskap, in jou dogterskap instap, en die hand van die Vader oor jou lewe beleef. Ja, dankie Here daarvoor. Ek kan nie wag om jou volgende week te sien, by Simplicity. En net waar ons weer saam ervaar, hoe die genade, the grace of God, hoe dit ons kom verander, en ons oprig en ons nuut maak. Ek is so lief vir jou. Ek kan nie wag om jou te sien.